So as iemand na oom toe sou kom en sommer so uit die face uit vir oom sou vra, wat was oom se grootste hoogtepunt? Ek weet wat ons almal se antwoord sal wees as ons dink aan oom se loopbaan. Maar as oom nou terugkyk op oom se rugby loopbaan, wat was vir oom die grootste gebeurtenis? Weet jy, ek dink dit was die tweede toets in Kaapstad teen die All Blacks waar ek my enigste toets 3 gedruk het in al die toetse wat ek gespeel het. Net daai 1-3 kon ek gedruk kry. So ek dink dit was die hoogtepunt. Hoekom? Want in die eerste toets het ek nou met mannetjies se hulp vir Cottrell raak getackle en toe was die koerante en die mensdomme gaande daaroor. En toe kom die tweede toets, nou wat nou hier? En weer mannetjies sê vir my, jy gaan vandag 'n 3 druk. Nou vra ek jou, wat antwoord ek hom? Sê ek nou ja, en dan sê ek nou daai woord, windgat, arrogant, whatever. Nou moet ek dink, want hy's mannetjies, hy het 'n rede. Hy sê nee, ek sal daai 3 druk, maar jy moet sê wanneer. Nou net om na die 3 toe te gaan, ons het nou gespeel, kyk, dit was die wreedste toets wat ek in my lewe gespeel het, want dis die All Blacks is unbeatable. Ons het hulle die eerste toets gebeat, teen alle verwagtinge in, en hier is ons nou by die tweede toets, en daai manne is opgecharge en hulle is erg. Dis die unbeatables, hulle is erg. En nou weer ook, dus daar nou 'n skram, jy moet nou mooi die veld op square in hulle kwartgebied. En ons het nie soos vandag 'n buitesenter en 'n binnesenter gehad nie. Ons het een kant van die veld buitekant gespeel en een kant van die veld binnekant. Dis nogals vir die mense baie snaaks. Nou op daai stadium was ek eintlik die binnesenter en mannetjies die buitesenter en hy sê net vir my, kom ons ruil. Nou kyk, as mannetjies sê, dan doen ek. Kom ons ruil en nou is hy nou die binnesenter en ek is buitekant. En hy sê vir Dawie, Cappie, ons soek hierdie bal, hoor jy? En hy sê weer vir my, hier's jou 3. Nou dink net daai mannetjie is die brein wat hy gehad het en die opsommings was iets verskrikliks. Hy het klaar toe nou al besluit, ek is nou lekker groot en sterk en hy is mannetjie, hy het 'n naam. As hy nou daai wegskuif in die kwartgebied, dan gaan almal na hom toe gaan. En dan kry ek die bal so 'n poppas by Piet Versagie, die move se naam is centersny. So ek gaan agter mannetjies verby. En toe gebeur dit ook, hy sê weer, Cappie, ons soek hierdie bal, en toe kom die bal ook. En dit gebeur so, en hier kom Piet, en hy gee vir my, en daar is die gat oop voor my, en Graham Thorne is voor my, en ek stamp hom af, en Brian Williams kom van die kant af, want ek moet die 3 druk. Ek stamp hom af, en toe voor my is die grote Brian Lahore, die 8ste man kaptein, maar ek moet die 3 druk, en toe buk ek, en ek tel hom op, hy is half hier oor my skouer gehang, en ek druk hierdie 3. Nou wag ek vir mannetjies wat moet 'n boei opskop. Nou niks mannetjies nie. Nou, hy staan al agter die halflyn en wag. Kyk hier die mense. Nou, hy moet ons nou iets sê. Ek dan nie. En ek kom so om hom en hy wys my so met die vinger. Hy sê, jy, met jou oogies opmaak op die rugbyveld. Ek en Nomus was oop langs jou. Nou, daar is die hele storie op 'n einde. Terug op die nuwe land aarde. Al die windgatheid tot net so. Ek het daai 3 gedruk. En dis die enigste 3 wat ek gedruk het, want ek moes hom druk, so het hy gesê. Ja, nou het ons so lekker kykie gekry op mannetjies en sy karakter op die veld oor mannetjies roe. Maar kom ons sê, ek het die vermoë om my vingers te klap en ons kan teruggaan in tyd. En ek sê vir oom, ek kies oom weer vir die Springbok span, maar oom moet vir my sê, wie moet ons saamvat? Wie is die een speler, as ons nou moet gaan toer,
wat oom sien as die beste spanmaat, die lekkerste kamermaat, 'n ou wat oom wil nie gaan toer as hy nie op die bus is nie? Jo, dis 'n interessante vraag. Weet jy, ek het saam met sulke wonderlike mense gespeel, soos dan nou Jan Sleebusch, maar ek dink een van die ergens daar is 'n vraag ook of almal na hulle vermoëns gejudge is. Nou een van so 'n man is Dirk Vroneman. Klein mannetjie, maar die guts wat daai mannetjie gehad het, die spoed, die krag wat hy gehad het, was iets verskrikliks en ek dink ek sal hom gekies het. Want sommer net as ons nou sulke maatoefeninge doen waar die een die ander een moet dra en hardloop en hou vas en wat ook al als, het ek nou maar altyd na die losvoorspelers toe gegaan vir 'n maat. En daai dag toe Vroneman nou kom, toe trek hy my so terug aan die trei, want ons moet letterlik mekaar soos 'n babatjie dra en op die nek en allerlei goed is en skram teen mekaar. Al is jy agterspeler en hy sê nee, wag kom ons eers gaan kyk. Nou daai klein mannetjie het gemaak asof ek niks weeg nie. Hy hardloop met my in sy arms en hy dra my. So die mens dom het nie besef hoeveel krag en vermoëns het hy nie. En op die veld was hy onverskrokke. Ons gaan nou seker nog net tot daarby kom ook van die twee opponente, Pieter Hoop en Johan Oosthuizen, hulle was die Springbok senters daai tyd. En dit was ons twee se opponente. Maar ons het hulle oor aangesit. Ons het gewen daai dag baie ver. Ek dink dis sommer die volgende vraag oom, want ek weet as 'n ou nou daar in die kleedkamer sit en voor die wedstryd gespeel word, dan gaan 'n ou seker maar impulsief so 'n bietjie teen die spanlys af en 'n ou besluit vir wie moet jy nou mooi kyk en vir wie moet jy versigtig wees nou. Ek weet sommer oom se naam het vir die opponente uitgeskiet. Hulle was hierdie vreesaanjaende senter wat almal morsdood duik op die rugbyveld. Maar kan ek oom eerlik vra, was daar iemand vir wie oom bietjie bang was? Weet jy, nie bang nie. Ek het net nie die vermoë gehad om hom te klop nie. Dit is 'n probleem vir my, want ek het nou teen die Klein Bogger gespeel by die universiteit. Hy was 'n aitjie, ek het nou Shimlas gespeel, teen mekaar gespeel en toe kom hy Bloemfontein toe en ons het daar teen mekaar gespeel en ek ken die Klein Bogger en ek kon hom nooit klop nie. En jy hoef my nou nie, jy sal dalk nie eers weet wie's dit nie, Buddy Swarts. Die klein mannetjie, hy het die stads onder my tokso uitgetackle. Ek kon hom in my hele lewe nooit klop nie. En dan lag die Klein Bogger as ek kom, elke slag as hy my tackle. En ek het probeer. Oom, kan ek vir oom 'n bietjie vra, julle het vir so lank eintlik volksbesit geword in Suid-Afrika en julle het, ek glo ook op julle eie manier 'n ongelooflike bydrae gemaak tot die manier hoe die wêreld Suid-Afrika gesien het. Maar nou waar oom is in oom se lewe, ek weet oom het ook nou onlangs weer verhuis van Bloemfontein af hier na Swellendam toe gekom. Wat gee vir oom hoop? Wat maak oom optimisties oor Suid-Afrika of oor die toekoms hierdie land waarin ons bly? Oef. Nou, ons moet nou nie politiek toe gaan nie, ons bly liewerster net by die rugby. Vir my is die toekoms Rassie Erasmus se maniere en gebruike en se oordeel en ons gaan daar op die nommer 1 plek bly met sy vooruitskattings en sy bepalings en sy opleiding van sy mense. So rugby gewys het ons 'n toekoms, maar anderzijds is ek maar baie bekommerd want as 'n mens sommer net rondom jou kyk en jy besef wat aan die land aan die gang is, dan raak jy benoud. Maar dan het ons Skepper, hy bepaal al die weë en ons moet glo dat dit deur hom bepaal gaan wees en word. Oom, as ek nou reg gekyk het, was maar oom se lewe lank in die boerdery en op die plase betrokke gewees. So hierdie is die regte persoon om die volgende vraag voor te vra. Toyota of 'n Ford? Ford. Hoekom? My ou boot
het 'n 8-silinder Ford bakkie gehad en as daai ding dreun, dan het ek omtrent hoendervleis gekry en hy was in die polisie toe hy klaar by die skool was en hulle het hierdie soort van maniere gehad hoe hulle 'n voertuig ry want hy moes eintlik ook springbok geword het, maar hy's te klein gewees. Hy was maar nie soos ek en Eben nie. Hy het altyd as hy ons twee voorstel en sê hier is my boetiekies, ek moes die kos vir hulle los. So hy was nou maar vir ons kom sorg en so hy was een van die motiveerders ook want hy was verskriklik vannag en hy het toe later vir daai klub die besoek Amazon gaan speel toe hy 'n slag vir die myn gewerk het. Nou dan speel hy een game center, een game vleuel, een game flank en dan partykeer speel hy sommer voor hy ook. Want ons het 'n boormasjien gehad, ons het maar groot geword by die boormasjien, daai eisters rond en die hamer slaan. Ons is anderster groot geword. So. Dit is nou daarom so oom en oom Thys het nou albei vir Ford gekies. So ek dink julle maak die Ford mense se harte baie Ek hoop bly. hulle sponsor een. Oom, ons is nou so bevoorreg om vir Ilke te ontmoet. Maar ek dink daar's 'n interessante ding wat hy agterkom met ongelooflike groot sportsmanne, sportslegendes. En ek dink is 'n interessante vraag om te vra, maar wat sal oom sê was die grootste verskil tussen oom Joggie Jansen, daai senter wat vir die Vrystaat en vir die Springbokke soveel vrees in mense se lywe ingejaag het en oom Joggie Jansen, die man, die boer, die pa, was daar 'n verskil? Nee, baie verseker. Maar die eienskappe wat jy op die veld het en wat jy dan in die samelewing openbaar, bly dieselfde. Soos jy lewe, so speel jy rugby. So ek het probeer dit handhaaf. Een van my afrigters by die universiteit, dit was sy gesegde. En ek het dit probeer uitleef met dissipline, met wilskrag, met deursettingsvermoë en so meer. So vir my is daar nie 'n verskil nie. Soos jy lewe, so speel jy rugby. So ek het dit maar my hele lewe probeer handhaaf. Nederig bly en entoesiasties bly en op die regte pad bly. Wonderlike antwoord oom. Maar dit kom nie van nature nie. Daai tipe lesse moet 'n mens leer in 'n ou se lewe. Wat sal oom sê was vir oom die grootste of die moeilikste les om te leer in oom se lewe? Weet jy, om jouself te bly, ten spyte van voorregte en hoogtepunte en laagtepunte, net om jouself te bly, nie te probeer voorgee wat jy nie is nie of nie kan wees nie. So, ek sal sê dis die antwoord. Mooi antwoord. Ek wil bietjie by oom graag hoor. Dinge het baie verander. Rugby het verander, die samelewing het verander, maar daai minute of daai kort tydjie voor 'n rugbywedstryd. As oom nou daar in die kleedkamer sit en oom se tolkse vasgemaak het. Oom was 'n senter gewees. Wat het deur oom se gedagtes gegaan? Wat was die werk van 'n senter daar in die 1970s, laat 60s? Wat het oom gedink, ek moet vandag op hierdie veld gaan, dis my werk. Wat was verwag? Wel, dit is maar 'n spanpoging by die voorbereiding beginne die mense die opponente ontleed en dan begin jy planne maak met jou maats, hoe kan jy dit te bowe kom? Voorbeeldsgewys, toe ons die Currie-beker gewen het in 76, is dit nou die regte tyd echt Ja. Toe was die Dirk Vroneman my sentermaat en ons speel teen die twee Springbok senters, Pieter Hoop en Johan Oosthuizen en hulle, kyk daai Oosthuizen was vinniger as 'n mens. En ek het vir Hoop geken want ek het universiteit al teen hom gespeel en toe nou al vir die Vrystaat ook teen hom gespeel. En hierdie klein Dirk Vroneman, sê ek nou vir jou, het die vermoëns gehad en ek het hom nou
opgesyk, vir hom gesê, die eerste bal wat daai manne kry, moet ons vir hulle flenters tackle, want hy kan. Hy wat Dirkie is, klein soos hy is. En jy steen Oosthuizen, en ek sê nou vir jou, hy is nie vinnig genoeg om van jou af weg te kom nie. Pieter Hoop ken vir my, die eerste bal wat ons kry, dan gaan ek flat out gaan vir Pieter Hoop, en hy gaan paas, hy sal nie my tackle hanteer nie, en dit gaan 'n suicide pass wees, dan kry jy vir Oosthuizen, dan het ons hulle al twee. So dis maar hoe ons beplan het, en ons het dit reg gekry en gedoen, en die einde van die wedstryd het ons gewen. Vrone mannetjie, man, ek verlang nou sommer na die klein mannetjie. Oom, ons Suid-Afrikaners, ons kan 'n paar goed doen, ons kan rugby speel, maar ons is ook lief vir eet. En dis 'n lekker vraag om vir oom te vra. As ek nou vir oom kon sê, oom kan enige iets vanaand kry vir aandete. Wat is oom se gunsteling kos? Wat is oom se gunsteling ete? Weet jy moet nou, weet nie of ons dit kan uitsaai nie. Ek het die laaste tyd 'n hinkering. Ja, ek weet nie of ek dit moet sê nie. Kyk, ons het nie rekkies aan die skape sit natertjies gesit nie. Ons het hulle uitgesny. Nou daai skaappeertjies is op 'n manier gaar gemaak. Dis so suurkos, lewer en suurkousous. So daai peertjies het ek deesdae hinkering na. Ek gaan hier rondsoek tot ek iemand kry wat nog peertjies sny. Maar dit is sommer so terloops. Nee, 'n mens hou maar van, ons het maar groot geword met skaapvleis en so. My pa het nooit skape geslag nie, dit was lammers en dit was die lekkerste en ook my pa het nie geglo in 'n vrieskas of 'n yskas nie. Hulle daai goed, ons het hulle elke aand moes ophang en elke oggend moes afhaal. En dit was altyd die jongste seentjies is. Dan slaap jy al in die aand, dan sê jy, ma, het jy die vleis opgehang? Wat, dan moet jy opstaan in die koue en gaan vleis ophang. En hy het daai vleis geëet. So, 'n mens, die mensdom van vandag kan nie weet hoe smaak daai vleis teenoor die vrieskasvleis nie. Maar die vrieskasvleis is ook lekker, dankie. Wat was die duurste prys of die grootste opoffering wat oom ooit moes gemaak het vir oom se sport? Want julle het in 'n amateur era gespeel en dit het julle iets gekos. Wat sal oom sê, wat was die moeilikste opoffering of die grootste opoffering wat oom moes gemaak het vir oom se sport? Weet jy, opoffering klink verkeerd. Dit is maar meer jou eie wil om dit te kan doen. Nie is 'n opoffering nie, jy het jou bes gedoen en daarvoor het jy geoefen en jy het jouself voorberei om dit te doen. So ek dink nie hoegenaamd was daar ooit in ons era 'n gedagte van geld nie. Byvoorbeeld ons het, ek dink dit was R2 as ons wegspeel, het jy jou koevertjie gekry met jou R2 in. En ons het nogals melk en heuning voor 'n wedstryd by die middagete. Dit was ons energiedrank. En daai melk moes ons betaal, want dit is nie ingesluit in die menu nie. So daai R2 van jou het jy vir jou melk gekoop en dan die heuning bygesit en dan is jy opgecharge. So daai era van vergoeding het nêrens bestaan nie. Jy weet, ons moes ons eie klere koop. Ons het nie gesponsor met die goed nie. En dit was 'n trots vir jou om te kan winkel toe gaan en te sê ek wil hierdie trui koop. En dan oom Gerry Germeshuis het vir ons gesê dan nog baie kere, dan het oom Gerry Sonneke dit reg gekry om daai R2 met kaarte uit 'n ou se besit uit te speel. Altyd. Hy was altyd die bank. En hy kollek daai geld en dan speel hy het nie verloor nie. Julle, daai mannetjie is ook uniek. En die wonderlikste gawe gehad ook om op te som op die veld. Wat kan gebeur? Hy het eenslag, pragtig weet nie, wie dit weermag of wat, dat hy buitekant die veld gehardloop. Want dit is mense, en hy stry, hy was nie buitekant nie, en gaan druk. So,
dis Sonnekas, hy het iets altyd anders gedoen. Jy moet nie oor die manne begin vra nie, dan gaan ons nie klaar kry nie. Maar ek moet oom, want dit is sommer een van die lekker vrae om vir hom te vra. As 'n mens nou so 'n bietjie terugdink, daar's altyd 'n lekker staltjie of 'n verskriklike snaakse storie wat na vore kom en dit het nou maar gewoonlik met 'n karakter te doen, iemand wat iets snaaks aangevang het. Kan oom dink aan so 'n bietjie van 'n staltjie as oom sit, dan begin oom onmiddellik lag vir dit wat gebeur het. Weet jy, Ian McCallum, die klein Engelsman, hy was so prim en proper en netjies en afgerond en palle toe skop en hulle moet sy toks elke slag invat, want hy moet 'n leertjie onderaan kry. Hy was puntenerig en voor een toets, hy het sy trui tot by die boonste knoopie vasgeknoop. En ek dink dit was Piet Strydom. Dis nou voor die tyd stoutighede. Kom hy met 'n strikdassie en hy sit vir McCallum die strikdas aan. Nou moet jy daai chaos beleef. Wat Hannes Marie het ons sommer uitgevrete gesê, nou is julle nie gekonsentreerd nie. Dit is nou sommer maar een van die goetertjies. En 'n ander so ragge episode, toe ons vir die wêreldspan gespeel het daar in Engeland, dan hulle het mos, weet jy, almal weet nie, hulle het 'n bad, amper soos 'n swembad wat hulle warm water intap. En na die game, dis seker waar die naam Boots and All ook vanaf kom, dan klim jy nou met daai modderklere in daai lekker water in, Boots and All, toks, klere af, en dan begin jy was en maak skoon. En daai water is bly warm, want hulle moet warm wees na die game. Ek kan nou nie onthou wie was die man gewees nie, maar hy is klaar gedres met sy aluminiumstats en hy verloor balans en hy val binne in die swembad en met toks en al. Ons moes hom uitred daar en toe sy voete afdroog en anders toks. Dit was 'n chaos geweest van 'n man wat toe nou in die swembad klim voor die game. Oom Jokkie, is daar 'n belangstelling of 'n stokperdjie wat ons nie van weet nie? Iets wat oom doen buitekant rugby wat eintlik dalk iets is, 'n passie, 'n liefde is wat ons nie van sou weet nie. Weet jy, dis my probleem. Kyk, party ouens het allerlei probleme, soos 'n drankprobleem en 'n wat se probleem en 'n wat se probleem. Ek het 'n perdprobleem. En by uitstek die Arabierperd. Ek ken die Arabierperd name wat van die koningin van Skeba vir Salomo perde gebring het. En so dis een van my speletjies altyd om nou die pedigrees op te swat, dan kan ek vir myself vooruit dink wat 'n vermoë die perd, en dis maar by uitstek uithoutritte. En omdat ek die goed ken, ek het voorreg gehad om wonderlike perde te kon bekom, en hulle het oor die jare al baie goed gedoen op al die uithoutritte vir die Smitte, die 100 mylers. En altyd was dit vir die mense baie korrig, want hierdie elke kind en haar ma, hulle van die wenners altyd gewees. Sy as junior en haar ma as senior, en die Rista ma het ook springbok gery, en elke dink ek was junior gewees op 'n tyd. So, die perde bly maar in my gedagtes en in my handel, dalk tot my nadeel. Waar is oom se gunsteling plek om vakansie te? Hier by die kindertjie. nou bly oom. Nou bly ek hier, dit weet ek, toe ek my oë uitsien, toe is dit so, en dan, ek het nou maar daar in die Kalahari, nie die werklike Kalahari nie, maar dit was een van ons grootste lekkertes altyd om te gaan jag by familie en vriende in die Kalahari, daar van Seilsrus, ander kant daar, en wat daarmee gepaard gaan, die jag en die versorger opsny van die goeders en terugkom, want ek weet nie hoe het my pa en my ouboet nie, hulle kyk net die weer so, en as die wind 'n sekere koers staan, dan pak hulle dan hulle weg. Was daar 'n oomblik in oom se lewe, sê nou maar 'n gesprek of 'n insident, een ding wat gebeur het, wat oom se lewe heeltemal verander het? So,
Weet jy, dit seker nie net een gebeurtenis nie, dit sal 'n sameloop van omstandighede wees, maar 'n mens, ek het 'n paar draaie in my lewe geloop, ek was nou daar bo in Namibië ook gewees, en dit was 'n wonderlik, as ek dit kan weer oorkry, sal ek dit weer ervaar. So, dit was vir my die wonderlikste tyd daar bo, en ek het daar ontbossing gedoen, die swart hake doodgemaak, elke dag so 20-30 kilometer in die sand gestap. So fiks was ek, baie fiks al in my lewe, en wat ek bome gekap het, daai ontbossing, weet, dit is byvoorbeeld nou dan, het ons nou op Griquastad, hierdie bome wat nou so omgeval het, Griquastad lê so half in 'n moeras, toe die bome ook begin omval, en toe is daar nou 'n geselskap dat hulle moet die bome met sekere hoogte bo die grond afkom, om nie die dorpse karakter te skend nie. Wie tuinder? My pa. Toe is daai bome afsaag en korter maak, en nou hoe kom 'n mens daarbo, so bloekom het net so 'n kaal stam. My pa, hy het baie planne, hy was eintlik 'n ingenieur gewees, het nou nie, ons moet 'n hak maak met 'n tou, en dan gooi ek die ding, hak ek daarbo, en dan klim ek daai tou. Nou iemand het eendag getel, ek weet ek daai tou, so iets so 30 keer daai dag opgeklim, en weet nie met die voete nie, ek kon so klim, en dan moes ek 'n osketting bo vasmaak, en 'n osketting onder vasmaak, en dan moet ek die boom daar tussen die twee saag, ek moet eers klim tot bo, en 'n tou daar vasmaak, en dan met die blok en tackle, dan trek my pa met die chefbakkie, en dan saag ek, en dan die bloekoms kan kraak en skiet, en toe ek later, dan klim ek af, dan moet ek weer opklim, klim ek af, dan moet ek weer opklim, toe ek besluit, nee, maar ek het nou halwe tempo gekry, van hoe klink dit as hy gaan breek, en al makker geword, want hierdie op- en afklimmery was toe nou later nie so, en toe saag ek, en toe kraak, en daar breek hy, boor my. Nou soek hulle my daar onder op die grond. Toe sê ek, nee, hier is ek nog, toe ek hoor daar breek hy, toe vlieg ek om, en ek hak met die een arm in 'n tak, en toe hang ek daarbo. En toe moet ons daai helse bome met 'n treksaag opsaag, en met die chefbakkie wegry. Man, jy sien nou van, hoe het ons groot geword, en hoekom het ons anderster rugby gespeel, en ons het boormasjien, ons het daai soort werke gedoen, ons het, ja, en my pa het nie genade gehad nie. My pa was 'n verskriklike, sy nek was so iets soos 22 duim, en sy borskas so iets soos, ek weet nie, in die 60 duim, en hierdie boarms van hom was 18 duim, dis nou duim in die ou tydse tale, en sy borskas was heel groot, en hy het kuite gehad, wat ek nie weet, hoekom het ek nie gekry nie, by my ma agtergebly. So, dit was, jy kan nie vir my pa sê, jy kan nie, want jy moet kan, want hy kan alles doen. So dit was maar die manier hoe ons groot geword het. Laaste vraag, oom, as oom nou terugdink aan oom se lewe, en oom dink aan alles wat oom vermag het, wat is die een eienskap wat oom van oom self hou, wat oom dink, maar weet jy wat, dit maak my eintlik goed, en ek hou van dit van myself. Die deursettingsvermoë, wilskrag, daai tipe van dinge, nederigheid is een van die belangrikstes, en entoesiasme, sal ek sê, is die eienskappe wat ek self my wil toevoeg.